Welkom by Ouma Martie se kombuis. Vandag gaan ons tipsietert bak of 'n brandewynstert, net soos jy hom verkies. Weereens vir die mense wat net nie brandewyn nie, die sousie wat ek oor die tert gooi kom tot kookpunt, so jy die brandewyn smaak, maar jy het nie meer die alkohol in dit nie. Ek gebruik Cape Hope brandewyn. Dis 'n goedkoop brandewyn en dit proe klaar soos vrugtekoek, of dit ruik klaar soos vrugtekoek. So dit is vir my 'n verskriklike lekker geur aan die gebak waarin ek dit gebruik. Ek het dadels nodig, 250 gram dadels, wat nie meer pitte in het nie, dan sny jy dit net fyn. Ek het 1 teelepel koeksoda nodig en ek het 'n koppie kookwater nodig. Ek gooi die koeksoda oor die dadels, gooi die kookwater oor en laat dit so staan voor ek enige iets anders begin meng. Vir die beslag het ek 1 koppie suiker, 100 gram margarien, 3 eiers, 2 koppies meel, 1 teelepel bakpoeier, 'n half teelepel sout en 'n koppie fyn neute. Hierdie is heeltemal opsioneel. As jy allergies is vir neute of grommondjies, dan kan jy dit heeltemal uitlos. Dit is die koek. Dan die sousie wat ek bo-op maak, is 1 1/4 koppie suiker, 30 gram margarien, 3/4 koppie koue water, 1 teelepel vanilla, 'n half koppie brandewyn. Dit gooi ek as die koek amper uit die oond uitkom in 'n kastrolletjie en ek bring dit tot kookpunt en as die koek uitkom dan gooi ek dit bo-oor. Ek begin deur die koeksoda oor die dadels te strooi en dan my koppie kookwater hier oor te gooi. Ek karring dit maar so bietjie, laat dit net alles onder die water is en dan laat ek dit net so staan. Nou gaan ek my botter en my suiker in my menger meng en dan gooi ek my eiers 1 vir 1 by en ek laat dit klits, laat dit die suiker net so klein bietjie oplos. Ek sit my menger aan. My margarine is redelik fyn. Nou gooi ek die eiers 1 vir 1 by. Ek gooi die bakpoeier en die sout by die meel. Ek het die meel gesif en ek roer dit net so bietjie deur. Jy kan dit enige tyd saam sif. Dit is die beste manier om dit te meng. Ek gaan dit nou daarna my menger toe vat en dit daarin gooi. Ek dink dit het genoeg geroom nou. So ek gaan nou my dadels, my meel en my neute hier ingooi en dit net 'n deegie maak. Die deeg is nou gemeng. Ek het 3 tertpannetjies voorberei. Julle weet teen die tyd, ek smeer dit net met margarine. Dan deel ek die bietjie deeg tussen die 3 panne en dan gaan dit oond toe. Deeg loop nie plat nie, dis te styf, so smeer dit maar net effens plat. Ek gaan dit nou in die oond sit, 30 minute by 170 grade Celsius. Daar's nog so 10 minute oor van die terte in die oond, so ek gaan gou my sous op die stoof sit, laat dit net tot kookpunt bring. 'n 3/4 koppie water, 1 1/4 koppie suiker, 30 gram margarien, my 1 teelepel vanilla en my half koppie brandewyn. Roer dit maar net tot die suiker gesmelt is en dan kan dit maar net so warm word tot dit kook. Dan begin dit kook. So ek ruik die brandewyn, maar die alkohol het reeds verdamp. Ek sit dit af en ek wag nou dat die terte net uit die oond uitkom. Ek gaan hulle nou net 'n paar gaatjies insteek, laat die sous net tot onder kom en dan gaan ek my kokende sous oorgooi.
begin maar vir elkeen eers 'n lepel en kyk hoeveel sous is oor en dan 'n half lepeltjie wat oor is, deel ek weer deur die 3. Jy is welkom om die tert, die hele beslag in 'n groter glasbak te gooi en net een tert te maak. As jy dit in 'n groter glasbak al die deeg insit, dan sal jy jou baktyd moet aanpas. Jy kan die tert nou so voorsit, saam met vla of vars room geklop. Ek gaan wag dat dit koud is en dan gaan ek 'n botteltjie olie-hoop klits en vir elke tert sy eie room opsit. As jy olie-hoop of enige room gebruik, proe net aan dit voor jy dit op 'n tert sit, voor jy dit klop, want ons het al gekry dat dit pure seeproe en dan is dit so dat ons dit nie kan gebruik nie. So vir veiligheid, proe maar net eers aan die mengsel voor jy dit klop. Ek gaan dit eers 'n bietjie klop voor ek my suiker bygooi. Jy kan sien nie, en maak 'n mooi stywe penkie op. My olie is styf, en jy kan sien dit beweeg nie. So, deel dit nou tussen my 3 terte. As jy weet van gaste wat nie room of olie of so iets eet nie, kan jy dit net in 'n bakkie langs aan sit. So daai mense kan dit dan die stukkie vat en net so eet, sonder room. Met 'n bietjie neute, wat ek oorstrooi net vir versiering. En dan sit ek net 'n kersie op vir 'n bietjie kleur. Die terte is nou klaar en reg om te eet, of om vrieskas toe te gaan. Ons eet nie so baie tert op slag nie, so ek gaan 2 van hulle gaan ek definitief in die vrieskas sit en hulle kan met gemak tot 1 jaar gevries word. As jy hom wil voorsit, dat hom net vir so 'n uur buite op die tafel staan. Hier by ons in Pretoria is dit so warm dat hy net 1 uur op die tafel kan staan en dan is hy heeltemal mooi en reg om te eet.